Behoeftemotivering verwys na die dryfkragte agter menslike aksies om verskeie behoeftes te vervul. Hierdie behoeftes kan in 4 sleuteltipes gekategoriseer word: fisiologies, veiligheids, sosiale en selfverwesenliking, gebaseer op Maslow se behoefte-hiërargie. Elke kategorie speel 'n duidelike rol in die beïnvloeding van verbruikersgedrag. Fisiologiese behoeftes, basiese oorlewingsbehoeftes soos kos, water, klere en skuiling. Rol in motivering, hierdie behoeftes is fundamenteel en moet eers bevredig word voordat ander behoeftes motiverende faktore word. Verbruikers word gedryf om produkte of dienste te prioritiseer wat hierdie noodsaaklike vereistes aanspreek. Voorbeeld, die aankoop van kruideniersware, die betaling van nutsdienste of die verkryging van behuising. Veiligheidsbehoeftes, die behoefte aan sekuriteit, beskerming en stabiliteit in die lewe. Rol in motivering, hierdie behoeftes motiveer verbruikers om fisiese en finansiële sekuriteit, gesondheidsversekering en betroubare produkte te soek. Vertroue in handelsmerke en risikoverminderende strategieë, waarborge, is van kritieke belang om aan veiligheidsbehoeftes te voldoen. Voorbeeld, die koop van 'n huissekuriteitstelsel, gesondheidsversekering of 'n betroubare voertuig. Sosiale behoeftes, die begeerte na behoort, liefde en sosiale verbintenisse. Rol in motivering, verbruikers soek produkte en ervarings wat verhoudings en sosiale aanvaarding bevorder. Bemarkingsstrategieë appelleer dikwels na emosies en groepidentiteit om hierdie behoeftes aan te spreek. Voorbeeld, om by 'n klub aan te sluit, nuwerwetse klere te koop of sosiale media platforms te gebruik om met ander te skakel. Selfverwesenlikingsbehoeftes, die behoefte om persoonlike groei, vervulling en die verwesenliking van 'n mens se potensiaal te bereik. Rol in motivering, hierdie behoeftes motiveer verbruikers om opleiding, stokperdjies en aktiwiteite na te streef wat ooreenstem met hul passies en doelwitte. Produkte of dienste wat selfverbetering en individuele uitdrukking bevorder, is aantreklik vir hierdie groep. Voorbeeld, inskrywing vir 'n vaardigheidsontwikkelingskursus, reis vir persoonlike verryking of belegging in kreatiewe gereedskap. Die 4 kategorieë van behoeftemotivering, fisiologies, veiligheids, sosiale en selfverwesenliking, spreek verskillende aspekte van menslike gedrag en prioriteite aan. Begrip van hierdie kategorieë stel besighede in staat om pasgemaakte produkte en bemarkingsstrategieë te ontwerp wat by verbruikers se verskillende behoeftes aanklank vind.